skaak vandaan? Wie was nou die slim persoon wat skaak uitgedink het? Skaak is baie, baie oud. Kom van Indië af. Het oorgewaai na Persië toe. Hier waarskynlik so in die 5de eeu. En skaak is 'n klein spel van kosmologie. Nou wat is kosmologie? Kosmologie is om oor alles te praat wat is. Kosmologie is uiteindelik die leer oor die kosmos, dit wil sê die leer oor die wêreld, hoe die wêreld aan mekaar gesit is. Skaak is so klein kosmologie. In daardie stryd tussen lig en duisternis, goed en kwaad, swart en wit. Hierdie skaakspel kom uit Persië uit, waarin hierdie stryd in 'n speletjie, 'n bordspel vasgevang is, sodat ons iets van die diepte, die kompleksiteit van die stryd tussen lig en duisternis kan begryp. En wat hulle in hierdie spel wou uitbeeld, die stryd tussen goed en kwaad. En as jy skaak ken, gaan jy onmiddellik daarmee kan identifiseer, dat's reëls. Jy moet hou by reëls. Dit wat goed is goed. Dit wat sleg is sleg. Nou gaan ek so 'n bietjie bo kan die spel uit, maar kom ek gaan terug na die spel toe. Jy moet hou by lewensreëls. Pionnetjies skuif so, perdjies spring so, biskoppe beweeg so. Ag, jy ken nou alles. Dan is daar gelukkig die koning wat nie so belangrik is soos die koningin nie. Vir julle wat gendersensitief is, die koningin is die belangrikste een op daai baan. En as jy dit nog nie van tevore gehoor het nie, hoor dit nou vanoggend. Maar kom ek beweeg aan, want die boodskap gaan nou nie vanoggend daaroor nie. Maar die punt uiteindelik is, in ons aanpak van die lewe, in die erkenning van hoe ons gebore word, nie in sonde ontvang en gebore nie, ons word in weerloosheid ontvang en gebore. En wat ons met ons weerloosheid maak, bring uiteindelik lig en duisternis aan die hand van die spelreëls van die lewe. Dit is wat ons met ons weerloosheid maak, wat hierdie lig. En soms kies ons vir lig wat iemand anders se donkerte is. Dat ek op my wyse met onderskeidingsvermoë die spelreëls van die lewe moet hou in 'n versigtiging om by die goeie uit te kan kom. Om die goeie, dit wat hoop bring, dit wat genesing bring. Die Nuwe Testament sê dit baie mooi. Geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Selfs groter as al my oortuigings. Daarom het ek ook hierdie gedeelte van die wetsvoorlesing gelees. Selfs uiteindelik om my offers te bring, maar ek het nie 'n lewe van liefde nie. In die woorde van die profeet is die Here nie baie opgewonde daaroor nie. Hy gaan eers sy oë oopmaak daarvoor nie. Maar daar waar liefde gelewe word, daar waar by die spelreëls gehou word, daar waar ons ook sal vra, is hierdie spelreëls met lewens van liefde geskryf of nie? Daar word dit lig. In daardie konteks, daardie spasie, daardie konteks wat ons in ons elke dag se lewe ervaar, soos hierdie Jesaja mense ook ervaar het, in die konkrete van die oestyd af deur, dan word dit iets anders. Dan word dit momente van vreugde in God, wat ons kan ervaar. As ons dan vanoggend ook, dan dink ek so met hierdie skaakspel en ek gesê het, ons word in weerloosheid ontvang en gebore. Is doodgewoon biologies so. Dis hoe ons gebore word, weerloos. Is daar 'n Hongaarse skrywer wat op 'n aangrypende wyse dit in 'n woord vasgevang het. Hy praat van the unbearable lightness of being. The unbearable lightness of
being. Die onverdraaglike ligtelikheid van bestaan. En al wat Milan Kundera wil sê is, dat is hierdie momente wat uiteindelik onverdraaglik swaar is in ons lewens. Maar daar is ook hierdie ligtelikheid. 'n ligtelikheid wat ek hier nou misbruik as woord, om vanuit die Jesaja tekste vir jou te kan opnuut vanoggend met hierdie versekering uiteindelik vanuit die woord van God wil laat lewe. Leef vanuit jou unbearable lightness of being. Aan die hand van die reëls van die lewensspel. En soos wat jy speel, hou nie op om God aan te roep met die verlange dat hy dit sal lig maak in jou omstandighede nie. Ek gaan nou vir jou geleentheid gee, net so 60 tellings, om vir 'n oomblik jou oë te sluit. En vanoggend in hierdie moment vir die Here te sê, Here, dit is my duisternis. Of as dit met jou goed gaan, dit is my lig, waarin ek my vreugde vind. Sluit vir 'n oomblik die oë, en vra van die God wat nader kom, wie ons aanroep en vra om lig te maak, dat jy in jou hart sal verwoord. Wat is jou oomblik van duisternis? Here, dit is my diepste, smekende gebed, dat die elkeen van ons se woorde, dat hierdie woorde van duisternis in u hart sal opneem, en dit vir ons lig maak. Ons gaan nou ons geloof op 'n ander wyse uiteindelik bely. Charlotte, kan ek maar net eers dat ons sing, of wil jy voorsing al praat? Ekskuus, sy het dadelik opgespring en wil al vorentoe gekom het. Kom ons bely net eers ons geloof in die woorde van die Ons Vader. Nou waar is ons musiesie? Is hulle ook nou, kyk, ek tog julle gaan opspring. Die orgelis is al reg.
Charlotte sou graag nou vinnig vorentoe wil kom. Dankie. Vir elkeen van ons het hierdie boodskap seker 'n ander betekenis en iets anders wat jou betref, maar ek wil vir jou dankie sê vir die troostboodskap. Waar ek in my lewe is dit wat ek nodig gehad het. Baie dankie. En dan wil ek net herinner aan volgende Sondag, as jy nog dink daaraan om te kom saam kuier, eers die diens by te woon en dan saam te kuier, dan kan jy net vir my jou naam kom gee, of jy kan daar in die portaal sulke pinkbriefies met potloodjies, dan kan jy net jou naam en jou telefoonnommer daar opskryf, dan sit ek jou op die lys. Ons is op die oomblik so 45 mense wat gaan saam kuier en dit gaan lekker wees. Dan wil ek net al begin gesels oor die Paasnaweek. Ons Goeie Vrydagdiens is donderdag aand. In 7:00, merk dit so lank op jou dagboek. En professor Christe Wet gaan vir ons al twee die dienste, die Goeie Vrydagdiens op donderdag aand en die opstandingsdiens, die Sondag, gaan hy vir ons doen. Dan gaan Amelia, sy sit hier voor, sy het dit op haar hart gevoel om die badkamers hier by die kerkgebou op te knap. En die belangrikste wat ons nodig het is verf. Sy wil dit oorverf. So as jy daar 'n bydrae wil maak vir die verf, want dit is die grootste uitgawe, dan kan jy met my kom praat of met Theresa. Ons sal dit baie waardeer. En dan nooi ek nou almal uit vir tee en koffie en ek het gesien daar is koek. So, moenie die kans laat verbygaan nie. Dankie dat ek ook probeer gehad het. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van die een wie dit lig maak, wie uiteindelik die duisternis in ons lewens wil verdryf, en sy Heilige Gees wat troosvol naby aan ons wil wees, mag hulle saam met julle wees. Amen.